Baie mense sê, jy moet net jou identiteit in Christus kry. En dit wat hulle sê is waar. Ek verstaan dit. Want om te sê wie jy is anderste van wie jy uitlewe. Druk openbaar die plek waar jou werklike identiteit lê. Sjoe, eina. Jy dink jy het visie as jy in 'n gat is en jy het weer probeer en jy kry die revelation, maar dan daai revelation gaan getoets word. Kom die vers eintlik op, waar lê jou identiteit? Lê jou identiteit in dit wat gebeur het in jou omstandighede, of dit wat Vader vir jou sê wat jou identiteit is? Want ja, ons leer onsself weer, waar moet ons fondasie wees, waar lê ons identiteit? Soms dan gaan dit goed en dan soms dan gaan dit sleg, dan wonder jy, okay, maar ek moet my identiteit in Christus bou. Ek bedoel, hoeveel preke daar buite sê dit nie, dat jy moet jou identiteit in Christus bou? Wat beteken dit? Eintlik, wat hy basies sê is, hoe lyk dit in prakties? Hoe lyk jou lewe in prakties as jou identiteit moet gevestig wees in God? Okay. En dan word dit getoets. So, kom ek al vir jou skripsies uit. Yeshua kom, Lukas 4, een van my gunsteling verse, Lukas 4, Yeshua kom, hy word gedoop, en net daar uit die lug, word sy identiteit, ek gaan dit nou in Engels sê, establish. So, hy sê, you are my beloved son. Jy is die seun. Okay, so sy identiteit, fondasie is, you are my son. Die Heilige Gees lei Yeshua na die woestyn toe, sodat wat ook al daai woord was, daai woord van you are my beloved son, okay, getoets moet word. En hy gaan in, en die vyand kom elke keer wanneer ons swak is, wanneer ons nie genoeg rus in het nie, wanneer ons deur 'n moeilike tyd gaan, wanneer jou huwelik op die rotse is, kom die vyand en hy gee vir jou 'n obstacle, en daai woord van, is God in beheer in jou huwelik? Is God in beheer van jou besigheid? Is hy regtig deel van jou lewe? Word getoets op daai oomblik. En die vyand kom en hy sê dat, maar as jy honger is, hoekom verander jy nie hierdie klip dan in brood nie? So eers word sy identiteit getoets. Dan kom die tweede toets. En hy sê, maar jy het alles. Hierso is 'n berg, ek sal vir jou alles gee. En daai identiteit is sy posisie. Want jy sien, identiteit kom ook met 'n posisie. So, jou identiteit is, jou fondasie is Christus, ons moet soos Christus lewe, okay. Maar jou identiteit is, jy's nou 'n seun van God, ek het jou gekoop, uit die wêreld uit. Daar's jou posisie, jy's nie meer 'n slaaf nie, jy's 'n posisie. En sy posisie word gechallenge. Jou posisie word vandag gechallenge, om te sê, okay, as jou fondasie Christus is, okay, wat is jou posisie? Is dit om heeltyd te hoor jy is nie goed genoeg nie, of om te weet jy's goed genoeg? Om te weet jy's suksesvol, of om te weet jy's suksesvol? Nie wat die omstandighede vir jou sê nie. Wat sê God vir jou? En dis baie moeilik en prakties, ek weet, ons almal gaan daardeur. Wat is jou posisie dan, as jou identiteit veronderstel is, om sterk te wees, op Christelike fondasie, of Christelike fondasie. Die vyand kom na Yeshua toe, vat hom op 'n berg, en hy's hoog. Hy bied hom aan wat hy reeds het. Hy bied hom aan dat hy alles nou kan kry, sonder enige gehoorsaamheid, kruisiging, niks soos dit nie. Jy kan nou alles kry.
Neem wat eintlik aan jou behoort, sê hy. Neem. Moenie wag vir dit nie. Moenie werk vir dit nie. Moenie deur 'n moeilike pad gaan nie. Nee, jy kan nou alles kry. Jy is mos nou die seun van God. Buig net hier. Aan jou behoeftes, aan jou eie wil. Buig net hier. En ek sal vir jou alles gee. Met niks verantwoordelikheid nie. Wanneer jy weet wie jy is, hoef jy nie in 'n posisie te gryp om belangrik te voel nie. Jy hoef nie ander mense te beheer om sterk te voel nie. Hoor mooi, jy hoef nie 'n titel te hê om waarde te hê nie. Jy hoef nie iemand anders te laat verloor sodat jy kan voel jy het gewen nie. Die vyand wou vir Yeshua sy posisie gee op 'n baie kort pad, maar hy het dit eintlik al klaar gehad. Yeshua het geweet, die metode is verkeerd. Maak nie saak hoe nice dit lyk nie. Dit maak nie reg wat die vyand hom aanbied nie. Die vyand het hom na 'n derde plek toegeneem. Hy sê, as u die seun van God is, spring af. Die engele sal u mos nou kom staan en red. Daar word mos geskrywe. En hy haal Psalm 91 uit. Die engele sal jou beskerm. Ek kan dit net hoor. Die leuen, hy klink so mooi, want dit kom uit die Bybel, dit kom uit die woord uit, maar dis 'n valse leuen. Dis 'n leuen, maar die leuen word in Bybelse taal uitgehaal. Ons gebruik die Bybel om ons situasies reg te praat. Die leuen klink soos die waarheid omdat hy uit die Bybel uitkom. Die versoeking was, kom ek dwing God om te bewys dat hy by jou is. Doen iets dramatic, iets hectics. Laat almal sien wie jy is. Laat God jou openbaar, beskerm en bevestig as ons nou hierso van hierdie gebou afspring. Maar Yeshua hoef nie sy Vader se liefde te toets die hele tyd nie. Hy weet sy identiteit is gevestig. Wanneer jy veilig is in jou identiteit, hoef jy nie dramatiese dinge te doen om te bewys dat jy waarde het nie. Leierskap sonder enige selfbeheersing word controlling freaks. Onderskeiding sonder liefde word agterdog. Eerlikheid sonder genade word wreedheid. Jou persoonlikheid is nie die probleem nie. Nee. Die vraag is, wat regeer dit? Word jou persoonlikheid deur vrees regeer of deur die Gees geregeer? Word jou reaksies deur jou ego reageer of deur liefde? Word jou besluite gedryf deur 'n behoefte om iets te bewys of deur gehoorsaamheid? Galasiërs 5 love ek. Die vrugte van die Gees. So al die besluite wat ek probeer maak, moet ek probeer liefde, vrede, vreugde, geduld, soos die besluite wat ek maak, dra dit hierdie tipe vrugte. Vriendelikheid, hierdie vrugte skep nie jou identiteit nie. Maar hulle wys of jy uit jou nuwe identiteit lewe of uit ander mense se opinies. Nou moet ons ook baie versigtig wees met hierdie stelling. Net omdat iemand jou beskuldig, beteken nie dit dat hulle beskuldigheid is waar nie. Maar net omdat jy sê dit is nie wie ek is nie, beteken ook nie jou optrede het geen skade veroorsaak nie. Ander mense se opinies is nie jou identiteit nie. Maar herhaalde terugvoering kan soms vrugte openbaar wat jy nie self wil sien nie. Die besluite wat ek maak, hoe ek mense laat voel, het dit vrede gebring, waarheid, het dit herstel gebring, het dit vrees gebring, het dit verwarring gebring, het dit vernietiging gebring. Dit wat jy vir mense sê, het dit die vrug gedra.
Wanneer jy weer onder druk kom, vra jouself 'n paar vrae. Wat probeer ek nou bewys? Wat probeer ek nou beheer? Watter vrug gaan hierdie optrede produseer? Ek wil afsluit. Yeshua het nie in die woestyn gewen deur harde te probeer lyk nie. Hy het gewen omdat hy nie toegelaat het dat sy honger, posisie of die belofte aan hom bewys bepaal wie hy is nie. Jy mag dalk tans voel jy het alles verloor. Jou werk, jou verhouding, jou plan, jou vertroue. Maar begin weer hier. Moenie jou identiteit bou op wat jy verloor het nie. Moenie dit bou op wat mense van jou sê nie. Moenie dit bou op hoe sterk jy vandag voel nie. Bou op wat Vader gesê het en toets dit dan volgens jou optrede aan die karakter van Yeshua. Nie, hoe wen ek hierdie situasie nie, maar wie word ek terwyl ek hierdeur gaan? Want identiteit is nie net wat jy belê wanneer alles rustig is nie. Identiteit is waaruit jy leef wanneer alles in jou wil reageer en wanneer alles in jou iets wil doen. Dan kom die ware identiteit uit. Maak ek foute? Ja, ek doen. Maar gaan ek laat die foute my identiteit vorm of gaan ek laat ek weer probeer en laat daai weer probeer my identiteit vorm? Wat sien kies jy vandag? So kom ons probeer weer en hoop lê.